Alright, 5C3, bladsy 10. Oog vir oog. Ons kyk nog steeds na Godse geregtigheid teenoor eie geregtigheid. In Hebreërs 6 vers 1 tot 3 staan, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop, van die handoplegging en die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. So, baie interessante vers hier. Ons gaan nou 'n bietjie kyk net na dit. Maar hy maak 'n radikale stelling nie. Hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking. So, hy lys hier so 'n reeks goeters, hy sê, dis die begin van die prediking. Nou, weet julle hoeveel mense kom nog nie eens tot by die begin? Hulle sukkel om verby die begin te kom. En Paulus sê, ons moet nie meer bly by die begin nie, ons moet voortgaan na volmaaktheid. Nou kom ons kyk wat sê, wat is die begin? Die fundamente lê van bekering, geloof, doop. Hy praat van die groot doop, nie die baba doop. Handoplegging, opstanding van die dode en ewige oordeel. Hy sê, dis die begin van die prediking. Hy sê, jy kan nie al bly nie. Jy moet voortgaan. Jy moet verby hierdie goed kom. So, dis maar net weer eens vir ons maar net 'n wake-up call om te sê, waar trek ons hierso? Het ons al verby hierdie 5 goeders, ek dink is 5 of 6 goeders. Is ons al verby dit? Kan ons al voortgaan na die meer volmaaktheid? So met hierdie woorde, plaas God 'n verantwoordelikheid op elke gelowige om geestelik te groei. Vir te lank het ons as Christene in Suid-Afrika gebly by die begin van die prediking. Ons het vasgehak by bekering en geestelik gestagneer, wat veroorsaak het dat daar baie Christen babas in Suid-Afrika is, maar bitter min geestelike volwassenes. So met ander woorde, dis self-explanatory as ek dit so kan stel. Baie mense het by hierdie begin vasgehang, of by bekering, of by doop, of by opstanding van die dode, handoplegging, ewige oordeel, geloof, afhangende van waar hulle is, hulle het daai goed gevat, hulle het net daar gestap. En ek meen, hierdie vers is baie duidelik. Jy moet na volmaaktheid voortgaan. Alhoewel jy moet geestelik groei. Jy kan nooit sê, ek het dit nou, ek is nou gereed, ek hoef niks meer verder te doen. Ek dink, mense wat dit wel sê, is mense wat sê, eenmaal gered, altyd gered. Hulle hoef niks verder te doen, hulle het geraai, weet nie meer as groep mense wat dit sê. Ja, so, hierdie vers is uitdruklik, jy moet geestelik groei. Ek het altyd die ding wat ek sê, ek dink ek het dit al hier gesê, as jy volgende maand dieselfde is as laaste maand, of volgende jaar dieselfde is as wat hierdie jaar is, dan moet jy 'n ernstige vraagteken agter jou naam sit. Vir jouself. Want dit beteken dat geen verandering plaasvind. So vir jou om geestelik te groei, kan jy nie dieselfde funksioneer jaar op jaar op jaar. Jy moet dit waarmee jy sukkel, moet jy oorwin, sodat jy kan vorentoe gaan in Christus. Alright. So, weet nie of jy dit weekliks wil doen, of maandeliks, of jaarliks, of wat nie, maar
So nou en dan kyk bietjie terug oor jou lewe en sê, is ek nog dieselfde? En nie dra ek dieselfde size pak klere nie, is ek my geestelike stal dieselfde. Want klere verander, maar ek meen ons geestelike stal moet positief verander. Dat jou size verander, dat jou geestelike size verander. Net so. Alright, vers 7. Want die grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word. So, dis die doel. Met ander woorde, die grond ontvang reën met die doel dat dit vrug sal voortbring, waarby ander mense sal kan baat, terwille van hulle. So, hier is 'n liggie voorbeeld. God het ons geroep, sodat hy ons kan red, om ons te stuur. Ons lewens moet sout en lig wees, vir ander mense wat God nog nie ken nie. So, want die grond wat die reën indrink, met ander woorde die mens wat God se woord sy eie maak. Alright, wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seën van God. So slegs die mens wat God se woord eet en drink en vrug oplewer, het 'n deel aan die seën van God. Die bedoeling van die evangelie van Jesus Christus is dat ons lewens sal verander sodat dit God se koninkryk kan uitbou. So, jy moet vrug dra. Skatie, is net 'n geklink. Alright. So, jy moet groei en jy moet vrug dra. In Matteus 5, 6 en 7 vind ons Jesus se opsomming van 'n lewe wat reën indrink, wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring. Matteus 5 vers 1 tot 12 beskryf die karakter van 'n koninkrykskind. Nou julle, wat's dit? Ja, daar is 8 karaktereienskappe. Die Saligspreuk. Alright, vers 13 tot 16 beskryf die effek van hierdie karakter, sout en lig. 17 tot 19 beskryf die onveranderlike krag van God se woord. En dan vers 20 tot 48, en dis waarmee ons nou besig is, beskryf die noodsaaklikheid van geregtigheid. So, om altyd God se dinge op God se manier te doen, en om in die regte stand voor God te staan, nie in die regte stand voor mense nie. En in hierdie gedeelte lig Jesus dan nou 6 waarhede uit, met betrekking tot geregtigheid, waarvan hierdie lering handel oor die 5de gesindheid van ongeregtigheid, waarin die skrifgeleerdes en fariseërs geleef het. Staan nie daar so naby Matteus 5:38 tot 42. 5:38 tot 42. Ja. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou ondertrede wil neem, laat hom op die boot weer kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. So ja, dis nogal 'n kwaai een daai, want hy begin deur te sê, jy het gehoor dat daar gesê is oog vir oog, tand vir tand. En ek meen dit verwys daarna 'n Ou Testamentiese wet. So wat beteken dit?
As jy by my R5 vat, dan gaan haal ek by jou R5. As jy my skade doen of my sleg sê, dan sê ek vir jou terug slegs. So, oog vir oog, tand vir tand. Maar wat is die effek van so mentaliteit? Ja, dus... Vergelding. Ja, dus strijden, kleiner. Ja, want onthou nou, wat doen kindertjies? As hulle stryd kry of ene kry ene reg, dan sê hulle, ek gaan jou terugkry. Ek gaan jou terugkry. Ek onthou dit wat jy gedoen. So, ewe skielik, as jy daai mentaliteit aanneem, dan gaan jy sukkel met vergifnis, want jy gaan vergelding soek, jy gaan die oog soek wat van jou gevat is, jy gaan die taal soek wat vir jou gevat is, en jy gaan onthou van dit. En die slegte ding van dit is, in die mens se natuur, is dit nie oog vir oog en tand vir tand. Dit is meer pinkie vir 'n arm, toon vir 'n been. Sommer ruk die hele lyf. Ja. So dit is in elk geval nooit in dieselfde maat. As iemand iets aan jou doen, wil jy dit gaan 10 keer erger terugdoen. So dis in elk geval die mentaliteit wat die mens moet sit. En dan kom hier Jesus en dan swaai hy eintlik die hele ding om. Dan sê hy, maar ek sê vir jou, iemand jou op die wang slaan, draai aan. As iemand jou na die gereg wil vat om jou doodpleeg te ag, gee so 'n voorbeeld. As iemand 2 myl wil loop of 'n myl wil loop, stap so met 2 myl saam. En dan is al reg goed dat hy daar sit. So, half heeltemal die teenoorgestelde van oog vir oog en tand vir tand. So kom ons kyk. In die politieke arena van ons tyd is die buzzword menseregte. Ag, dit is al horrigery. Die kinders het nou al regte. So, om die waarheid te sê, die nuwe konstitusie van Suid-Afrika is gebou rondom demokrasie, waarvan die basis menseregte is. Dit word bevestig deur al die verskillende menseregte bewegings. En ek dink, die geskryf is, was daar ook net 'n paar, en dit nou seker verdien dubbel. Ja. Vroueregte, kinderregte, diereregte, regte van werknemers, die regte van gevangenes en so voorts. So ek weet nie, ek ken julle almal nie, maar almal het 'n reg. Tot ziens. So, tans heers daar 'n gesindheid in die wêreld wat sê elke mens moet opstaan vir wat syne is, sonder om enigsins die nagevolge daarvan in ag te neem. Dit alles dui daarop dat die mens dit wil hê wat hy dink aan hom behoort. Let wel, wat hy dink aan hom behoort of wat hy dink hom toekom. Almal het nou reg. So as jy dink, daai is joune, dan vat jy dit. Dan kan jy sê jy het gesteel nie. Jy kom nie toe. Jy het reg. En so word al hierdie goedjies, jy ken dit, dis maar algemene goedjies. En is eintlik nog 10 keer erger. En in hierdie proses, waar hy dit beskerm, wat hy dink aan hom behoort, gee hy nie om wraak te neem, om sy doel te bereik. So leef elkeen van ons tot 'n mindere of 'n meerdere mate met die gesindheid van vergelding in ons harte. So, dit weet julle ook, die mense is ekstreem, veral as jy daar in die gouvernement werk, en ander mense is daar minder ekstreem. Die gevalle mens het 'n gesindheid om elkeen wat hom te nakom terug te kry.
hierdie oordrewe besorgdheid vir ons eie regte kom van 'n buitengewone selfsug wat lei tot wetteloosheid. So, nogal 'n kwaai stelling. En so ek sê, dit is so voor jou ligging, jy hoef net rondom jou te kyk. Gaan toets bietjie hierdie aan 'n vierrigting stop. Dis nie eerste stop, eerste gaan nie. Dis die ou wat dink, hy het eers gestop, of wat dink hy moet gaan. So mag hy dadelik ry. Ja, as jy dink jy kan vinniger ry as die ander ou wat voor jou gestop het, dan gaan jy. Want waar gaan dit? Eie regte, vergelding, wetteloosheid. Want, jy weet, iemand het laas keer dit met my gedoen. Iemand het laas keer vir my gery. So nou sal ek voor ander ry. Bla bla bla, selfe storie. Ok. En ek ken baie ander areas ook. So, wanneer iemand se hoogste besorgdheid is om te kry wat hy dink syne is, sal hy alles en almal afskryf wat in sy pad kom om dit te bereik. En dit sluit die wet in. Alright. So respek vir die wet en respek vir die welsyn van ander mense is die eerste twee dinge wat in die slag bly. Waar selfsug begin heers. Wanneer die mens sy eie regte eerste kom, sal geregtigheid altyd daaronder lê. So met ander woorde, eie geregtigheid staan altyd loodreg teenoor God se geregtigheid. Want dan sê nie ek doen God se dinge op God se manier nie, dan doen ek my dinge op my manier. Soos ek wil. Alright. So in 1 Korintiërs 9 vers 1 en 4 tot 6 en 12 sê Paulus, ek is nie 'n apostel nie. Hy vra die vraag, is ek nie 'n apostel? Is ek nie vry nie? Het ek nie Christus, Jesus Christus ons Here gesien? Is julle nie my werk in die Here nie? Het ons dan geen vryheid om te eet en te drink nie? Het ons dan geen reg om 'n suster as vrou met ons rond te neem, net soos die ander apostels en die broers van die Here en Cephas nie? Of het net ek en Barnabas geen reg om die hande arbeid na te laat nie? As ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie? Ons het ewenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie, maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. Hier sien ons hoe Paulus uit sy eie wil sy regte afgelê ter wille van die evangelie en die welstand van ander mense. In Handelinge 23 vers 1 tot 5 sien ons hoe hy op die ingewing van die oomblik kwaad word toe die hoofpriester hom in die gesig slaan. Sal dan hom ook so vir ons lees of as iemand sy Bybel oop is kan jy lees. Handelinge 23 vers 1 tot 5. Toe hom aan die gesig slaan toe hulle som ontsteld geraak was. Ja. En Paulus het die oë op die raad gehou en gesê, broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag. Maar die hoofpriester Ananias het bevel gegee aan die wat by hom staan om hom op die mond te slaan. Toe sê Paulus vir hom, God sal u slaan, gewitte nie. U sit tog om my volgens die wet te oordeel. En beveel u in stryd met die wet dat ek geslaan moet word. En die wat daarby staan sê, stel dit die hoofpriester van God uit? Daarop sê Paulus,
Ek het nie geweet, Judas, dat hy hoofpriester is nie, want daar staan geskrywe, van 'n owerste van jou volk mag jy nie kwaad spreek nie. Alright. So kyk jy, op die ingewing van die oomblik, laat Paulus homself geld met harde woorde. Maar onmiddellik nadat hy dit gedoen het, sien ons hoe hy in die openbaar bely dat hy verkeerd gehandel het. Dit is ooglopend dat Ananias sy posisie as hoofpriester in die geheel misbruik. Hy oortree dieselfde wet waarby hy gesweer het toe hy as hoofpriester ingelyf is. Dit wat hy onderneem het om te onderhou, versuim hy hier vanuit sy posisie van mag, deur Paulus te veroordeel sonder dat hy sy regsaak behoorlik verhoor het. So, net interessant. Hy is hoofpriester, hy misbruik sy gesag en hy laat Paulus slaap. Paulus praat toe dadelik teen dit en sê hy oortree die wet. Maar toe Paulus hoor dat Ananias is hoofpriester, toe onderhou Paulus die wet deur 'n belydenis te doen van dit wat hy verkeerd gesê het. Nogal interessant. Maar hierdie Ananias wat ook die wet eintlik oortree, doen geen belydenis. Hy regverdig homself om die waarheid te sê, die feit dat hy Paulus geslaan het en hy staan daarby. So dit wys jy nou nogal die twee harte. Want ek meen hierdie ou sê hy is die hoofpriester van God, so hy wandel in geregtigheid. Maar sy geregtigheid is eintlik eie geregtigheid. En Paulus, wat eintlik die wet aangehaal het deur die feit dat hom geslaan het en hom geskerp het dalk sê op 'n wit manier. Toe hy hoor hy is hoofpriester, toe hy roep hy die wet wat hy oortree het en hy bely dit. So nogal kwaai. So, wat is die gedagte? Die gedagte van Jesus wat ons hier moet verstaan, is nie dat ons as Christene geen reg het nie, maar Jesus spreek die selfregverdigende fariseërs en skrifgeleerdes aan, wat oordrewe daarop aangedring het dat hulle regte eerste kom. Oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. Dit bring ons by die oorspronklike bedoeling van hierdie wet. So, wat het God bedoel toe hy hierdie wet gegee het? In Matteus 5:38 verwys Jesus na die wet in Exodus 21 vers 24 en Levitikus 24 vers 20, Deuteronomium 19 vers 21. Julle het gehoor dat daar gesê is oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. As ons die oorspronklike teks in Exodus en Levitikus lees, sien ons dat Jesus se aanhaling 'n deel is van 'n langer lys verwysings wat insluit lewe vir lewe, hand vir hand, voet vir voet, wond vir wond. Hieruit sien ons dat die oortreding vergeld moes word met identiese straf. 'n Hand vir hand, 'n oog vir oog, wond vir wond en so voort. En die rede vir hiervoor was tweeledig: om verdere geweld of misdaad te stuit en om oordrewe straf te voorkom. So, met die oorspronklike wet was dit gegee om 'n oortreding te straf. So dit was nie gegee dat elke ou net vergelding kan kry. Okay. Maar dat die ou wat oortree het, nie oordrewe moes gestraf word nie. Alright, jy het toch. Hoor nie hierso. Want
God wou verhoed dat mense soos Lameg optree wat oordrewe straf. In Genesis 4 vers 23 en 24 staan Lameg daar, hy het aan sy vroue gesê, Ada en Silla, hoor na my stem, vroue van Lameg, en luister na my woord. Voorwaar, ek slaan 'n man dood wat my wond, en 'n seun wat my kwes, want Kain sal 7 maal gebreek word, maar Lameg 77 maal. So wat hy hierso sê, as jy iets aan my doen, sal ek 77 maal erger aan jou. En dis hoekom daai wet ingeskrywe is. En wie was Lameg? Lameg was 'n jaarvol in Genesis, wat 2 vrouens gehad. Hoe ons ook gepiets het met sy lichaam nie. So, Nog geen wonder, en dis nogal interessant, dat Jesus sê, ons moet 70 maal 7 keer vergewe nie. Hy moes ook met sy koms en genade hiervoor bose en goddelose praktyk 70 maal 7 keer herroep met vergifnis. Matteus 18:22. As julle daai 70 maal 7 van Bruce Wilkinson gedoen het, dis daai goeders waarvan ek praat. So, wat moet ons verstaan ten opsigte van hierdie wet van God? Is die feit dat by al 3 gevalle waar dit voorkom, dit verwys na die burgerlike regstelsel. Alhoewel die straf dikwels deur die slagoffer self uitgevoer is, was die vonnis deur 'n hof of 'n raad van die gemeenskap neergelê. Nêrens was dit God se wil dat die individu reg in eie hand moes neem, maar dat die saak eers ondersoek moes word. As die Bybel sê oog vir oog en 'n tand vir 'n tand, dui dit nêrens op selfgelding of wraak. Selfvergelding of wraak, waar ons eie reg kan uitoefen nie. Alhoewel hierdie 'n kras wet is, sien ons dat dit 'n genadige wet was, omdat dit oordrewe straf beperk het, en dit was 'n regverdige wet, omdat dit dieselfde straf voortgestaan het. So verstaan julle nou waar dit vandaan kom. Mense gebruik dit, en vandag nog, dan sê hulle oog vir oog, tand vir tand. Hulle gebruik dit in terme van vergelding. So reg in eie hand neem. Die Ou Testament was dit nooit die bedoeling van daai wet. Daai wet in die Ou Testament het gedui op wanneer jy skuldig bevind is, sal jy gestraf word met die straf wat jy verkeerd gedoen het, volgens daai regstelsel. OK. So die Fariseërs en almal het dit kom bietjie verdraai en eintlik dit 'n oorsprong gegee vir selfregverdiging en selfvergelding. Want ewe skielik is jy onskuldig want jy pas ons nou net die wet oog vir oog. Alright. So dat ons moet, slaar ons. In alle gevalle was God se opdrag aan elke individu, as jou vyand honger het, gee hom 'n stukkie brood om te eet. As iemand 1 myl van jou afdoen, gee hom 2. As iemand jou onderkleed vra, gee hom ook jou boekleed. Hoe het die Fariseërs dan hierdie wet verdraai? Hulle het op grond van hierdie skrif die volk geleer dat elke mens sy eie reg kan uitoefen. Met ander woorde,
was op sigself sy eie regter, hof en strafuitvoerder. Die siviele reg was verdraai en persoonlike wraak en vergelding aan die orde van die dag. Dit wat God ingestel het om 'n volk teen misdaad te beskerm, het hulle gebruik om hulle persoonlike regte te vergeld. Hier sien ons dat hulle weer eens God se standaard verlaag na 'n menslike standaard. En dit is nogal interessant, en ek meen vandag is dit nog presies so. Hoekom het jy dit gedoen? Ek het dit gedoen want daai ene het so en so gemaak. Toe doen ek dit. So ek is geregverdig, want iemand anders het die fout gemaak. En dit is vandag nog hoe hulle hierdie wet vat en hom verdraai, selfregverdiging en vergelding. So kom ons kyk na punt 3. Jesus se riglyn om hierdie verdraaide wet te herstel. So, julle ken daai goeters, daai hele gedeelte gaan, julle het gehoor dat daar gesê is, dan sê hy, maar ek sê vir julle. Ek sê vir julle wat my bedoeling is met hierdie wet, of ek sê vir julle hoe lyk my geregtigheid. So ek sê vir julle dat 'n slegte mens, dat jy 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Met hierdie woorde bedoel Jesus nie dat ons slegte mense se dade moet goed praat en aanvaar nie. Hy het ook nie God se bedoeling met hierdie wet verander in soverre as dit die landsake betref nie. Maar hy beklemtoon die feit dat hy van al sy kinders verwag om 'n karakter van vergifnis en selfverloning uit te leef. Daai woordjies kan julle onderstreep of omkring, want dit is baie belangrik, veral in die lewe waarin ons vandag leef. So Jesus demonstreer vir ons 'n leefwyse van diensbaarheid, genade en liefde. Hy leef 'n lewe ter wille van ons, of eerder ten gunste van ons, ten koste van onsself. Ons mag nooit optree in 'n gesindheid van wraak, vergelding, selfregverdiging nie. In God se koninkryk geld die wet. As jy wil opgaan, moet jy afgaan. As jy meer wil word, moet jy minder word. Daarom sê Jesus, as iemand my wil volg, moet hy eers sy kruis opneem. Dit spreek van 'n gesindheid van selfverloning. Dit spreek van sagmoedigheid, wat ons reeds gesien het, een van die Sabbatsprekinge is. Selfverloning dui op krag onder beheer, waar ons wil gekruisig het en God se wil volg. Hierna gebruik Jesus 4 basiese menseregte om sy standpunt te verduidelik. Eerstens, die mens en sy waardigheid, die mens en sy geregtigheid, die mens en sy vryheid en die mens en sy besittings. So kom ons kyk gou na al 4 daai punte. Die eerste ene, die mens en sy waardigheid. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Hoekom sê ons dit is die mens se waardigheid of jou menswaardigheid? Jy al gehoor van die stellingkies, maar jy vat my nou my gesig. So wat doen jy as jy iemand in die gesig vat? Jy tas sy menswaardigheid aan. So as jy iemand in die gesig slaan, is dit dieselfde effek. So die grootste vernedering wat enige mens kan beleef, is 'n klap in die gesig. Omdat dit jou waardigheid aantas en jou verneder. Elke mens het die reg om met respek behandel te word, omdat ons na God se beeld geskape is. In Matteus 10
Matteus 10 vers 16 tot 18, sê Jesus dat 'n mens ons ter wille van sy naam sal vervolg, dat die mense ons ter wille van sy naam. En by die kruisiging sien ons hoe hy God se liefde en geregtigheid demonstreer, deurdat hy almal vryspreek wat teenoor hom sondig. Hulle slaan hom nie net nie, maar hulle spoeg in sy gesig. Tog sê die Bybel dat hy stil soos 'n skaap voor sy skeerders geswyg het om sy werk te volbring. Om die ander wang te draai, dui op 'n nie wraakgierige, nie vergeldende, nederige en sagmoedige gees, wat ons as koninkrykskinders behoort te hê. Jesus het in alle gevalle misdaad bekamp en mense verdedig wat deur ander te nagekom is. Die enigste geleentheid waar ons hom met 'n mate van geweld sien optree, was by die reiniging van die tempel, maar in alle gevalle waar gebeure op homself betrekking gehad het, het hy die smaad teen hom verdra. Romeine 15 vers 3 sê, want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. En Hebreërs 13:13 sê, laat ons dan uitgaan na hom toe, buitekant die laar en sy smaad dra. Wanneer mense ons waardigheid en ons eer aantas, moet ons hierdie mense aan God oorgee met 'n gesindheid van selfverloning en vergifnis. So dink bietjie as iemand volgende keer weer jou menswaardigheid aanval. Hoe hanteer jy dit? Draai jy die ander kant? Dalk nou nie in 'n letterlike vorm nie, maar as iemand jou menswaardigheid aanpas. Die tweede ene, die mens en sy geregtigheid. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die boekleed kry. In die Bybelse tyd het mense gewoonlik elkeen 'n onder- en 'n boekleed gehad. Die boekleed was meer waardevol en was gewoonlik ook slegs gebruik om as 'n kombers te dien. Wanneer iemand skuldig was en die hof vergoeding daarvoor geëis het en die persoon dit nie kon betaal nie, moes sy onderkleed as betaling geneem word. Hier sê Jesus dat enigeen met 'n koninkryksgesindheid bereid sal wees om meer te gee as wat van hom verwag word. Nie net wanneer hy aan iets skuldig bevind word nie, maar ook wanneer hy onskuldig is en valslik beskuldig word. Hy moet in hierdie gesindheid optree om ware berou en geregtigheid te bewys. Daarom neem hulle Jesus se klere en verdeel dit onder mekaar. So nogal baie as jy die goed lees, dan sien jy hoe die Here Jesus al hierdie karaktereienskappe vervul het en hoe hy al hierdie geregtigheidsgoeders vervul het. En ons moet dit ook doen. Okay, die derde punt, die mens en sy vryheid. Elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. In die Romeinse tyd is daar 'n wet uitgevaardig waar 'n soldaat 'n gewone burger kon dwing om sy militêre toerusting 1 myl ver te dra. Vir die Jode was dit vernederend, omdat hulle die slagoffers van die Romeinse oorheersing was en hierdeur verder verneder en verdruk was. Te midde van hierdie omstandighede het Jesus gesê dat hulle bereid moet wees om 2 keer so ver
te doen as wat van hulle verwag word. 'n Koninkrykskind moet bereid wees om sy vryheid in te perk in die wete dat hy by God volkome vry is. Die 4de punt, die mens en sy besittings. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou iets wil leen nie. Hier leer Jesus ons dat ons moet gee wanneer ons van 'n behoefte hoor, selfs voordat hulle vra. Vrygewigheid is 'n karaktereienskap van 'n koninkrykskind. Die implikasie hier is om te gee waar 'n behoefte is. As ons besittings vir ons meer werd is as ander se behoeftes, dien ons mammon en nie God nie. Ek weet nie waar ek dit gehoor nie, maar by kerk iets is, hulle sê dit wat sê, find the need and fill it. So met ander woorde, as jy weet van 'n behoefte en jy kan dit doen, vul daai behoefte. So maklik soos dit. Ons tiende is ons redelike godsdiens, maar alles meer as dit is saak, omdat ons weet dat God ons bron is. Ons besittings mag nooit ons bron wees nie, maar God moet ons bron wees.